Dis amper weer tyd vir die kwaliteittoekennings en Grootplaas het gaan inloer terwyl die inskrywings in vanjaar se SA suiwelkampioenskappe beoordeel is. Ons is vandag hier by die Suid-Afrikaanse suiwelkampioenskappe vir 2017 by Grand West, naby Kaapstad. Hierdie kampioenskappe is deur Agri Expo begin in 1834. So dit maak dit die oudste suiwelkampioenskappe uit die aard van die saak in Suid-Afrika. En ons is vanjaar bevoorreg om so ongeveer 854 suiwelprodukte hier te hê. En ons het 'n paneel van net oor die 70 beoordelaars. Nou 'n paar nuwighede wat ons ingekry het vanjaar en ons konsulteer redelik met die bedryf oor wat is die behoeftes daarbey. Is dit eerste keer dat ons natuurlik melk beoordeel. 'n Ander hoogtepunt vir ons is dat ons die suiwelproduk van die jaar wat elke jaar aangewys word, hierdie jaar bietjie op 'n ander manier gaan doen. In die verlede beoordeel ons en dan in elke klas, daar's 104 klasse, wys ons die Suid-Afrikaanse kampioen aan en dan produkte wat meer as 26 uit 30 puntetelling kry van die beoordelaars. Hulle word almal bymekaar gesit en hulle kry 'n gehaltemerk, die Quality logo, die bekende swart en goud logo, sodat die verbruiker aan buitekant kan sien watter produkte is van 'n besonderse gehalte. Dan gaan ons hierdie produkte wat kwaliteits het, almal bymekaar sit en 'n paneel van 5 beoordelaars gaan al daai kwaliteitprodukte beoordeel om die Suid-Afrikaanse suiwelproduk van die jaar aan te wys. Dit sluit botter in, roomys, jogurts, maaskaas. So dis 'n verskeidenheid van komponente hier. Ons is ook baie bly hierdie jaar dat ons 13 nuwe kaasmakers vir die eerste keer by die Suid-Afrikaanse suiwelkampioenskappe het. Die droogte uit die aard van die saak het 'n paar van die bestaande prosesseerders 'n bietjie moeilikheid gegee dat hulle nie vanjaar kon inskryf nie, maar beduidend die 13 nuus wat by ons aangesluit het, dink ek is ons op 'n goeie pad vorentoe. Die beoordelaars op 'n kompetisie soos hierdie kyk na 3 groot attribute van die suiwelproduk. En die eerste is die voorkoms en kleur. Want die voorkoms maak dit natuurlik aantreklik of nie, die kleur is reg of nie. En tipies doen 'n mens dit met jou oë. Die tweede faktor wat hulle beoordeel is die tekstuur van die produk. Nou as dit kaas is, dan doen 'n mens dit met jou vinger en 'n mens sal voel daaraan en druk daaraan en dit sê vir jou hoe stewig of hoe sag of wat ook al die produk is. As dit 'n produk soos jogurt is waar jy nou nie kan tussen jou vingers druk nie, dan sit 'n mens dit in jou mond en die spiere in jou tong en in jou mond bepaal die tekstuur. Die laaste attribuut is die geur. En dit geur is 'n samevatting van aroma en smaak. Okay, so dis die belangrikste faktor wat hulle bepaal. So en ons het 'n puntekaart en die beoordelaar sal nou kyk na 'n produk en nou kom die moeilike gedeelte om dis 'n baie goeie produk hierdie, moet jy nou omsit in 'n numeriese syfer want ons gebruik 'n telkaart, 'n puntekaart uit 30 punte uit. Daar is 9 verskillende kategorieë wat strek van melk tot roomys en binne in elke kategorie is daar verskillende klasse vir die verskillende produkte. So die wenner van 'n klas word dan bekroon as SA kampioen. Verder, as 'n produk meer as 26 en meer op hierdie 30 puntekaart verower, dan word daar 'n spesiale prys aan daai produk toegeken, want dan is hierdie produk van uitstaande gehalte. En dan ontvang hierdie produk 'n kwaliteit toekenning. Dit is iets abnormaal goed, as ek dit so kan stel. Nou uit hierdie kompetisie, daar is omtrent 880 produkte vandag hierso. Omtrent 15, 16, 17 van hierdie produkte sal so 'n kwaliteit toekenning ontvang. Nou hierdie 15 of 18 produk word dan weer uitgeplaas en weer beoordeel deur baie senior personeel van 5 beoordelaars. En die wenner daar word dan die produk van die jaar. Well, it's fantastic. I mean, it's now 2017. I think I've been doing the part of the cheese judging for the last 4 or 5 years.
And it's amazing to see the development. And I think that for me is probably the most exciting growth, is that we've gone from the years of old of having Gouda and cheddar to now having every category under the sun. I mean, we have some of the most amazing artisanal cheeses. And for us as chefs, looking for not only cheese to cook for, but cheese to put just simply on boards, there is no need to use imported cheese anymore. So that for me is fantastic. The attention to detail, the flavor profiles have really come on leaps and bounds. It's made this judging an absolute pleasure.